Ons gesels oor lewe op 'n plek. En ons het nou al in hierdie reeksie so 'n paar plekke deurgewerk. En vanoggend wil ek met u gesels oor lewe op die plek van beantwoorde gebed. Lewe op die plek van beantwoorde gebed. Answered prayer. Maar een van die grootste vrae waarmee mense worstel, is 'n vraag oor gebedsbeantwoording. En hierdie vraag is ek doodseker, het almal van ons al een of ander tyd gevra. Miskien nie hardop nie, maar ten minste in jou hart gevra, Here, hoekom word my gebed nie beantwoord nie? Miskien moet ons ietsie aanleer rondom hierdie vraag wat ons vra. Miskien moet ons ophou om te vra, hoekom word my gebed nie geantwoord nie? Maar miskien moet ons vra, Here, hoekom word my gebed nie geantwoord soos wat ek het wil hê nie? Julle verstaan dit. Nou, hoekom word my gebed nie geantwoord soos wat ek wil hê die antwoord moet nou kom nie? So wanneer kom die antwoord nou? Daai stukkie ding waarmee ons worstel. So eintlik is ons worstelstryd in hierdie goeters nie regtig te doen met gebed nie en die beantwoording van gebed nie. Dit het eintlik te doen met my selfsugtigheid partykeer. Here, u moet dit antwoord soos wat ek dit wil hê en dit het iets te doen met my ongeduld. Ons kan nie wag nie. Dit moet nou gebeur. Ek bid nou, ek soek die antwoord nou, ek soek die oplossing nou. En ons weet een ding, dat die Here is nie haastig nie. Dit weet ons verseker. Okay, so daar's 'n paar belangrike beginsels om te onthou wanneer ons oor gebedsbeantwoording praat. Nou, so voordat ek nou vir jou sê, waar moet jy leef of waar moet jy nie leef, sodat jou gebede beantwoord word, kom ons kry net eers vir onsself gebed uitgesorteer agter mekaar in ons koppe. Die heel eerste punt is, gebedsbeantwoording lê in die genade en die barmhartigheid van God. Jy moet dit vir jouself uitmaak. Die beantwoording van gebed het niks te doen met hoe oulik ek is nie, of hoe goed ek is nie, of wat ek doen nie, of wat ek nie doen nie. Dit het alles te doen met die genade van God, met sy barmhartigheid. So ons moet dit verstaan, wanneer gebed vir my beantwoord word, is dit omdat God in sy genade besluit het om vir my nou 'n antwoord te gee op my gebed. Nie omdat ek iemand is, nie omdat ek nou vir 5 ure gebid het, gaan die Here nou vir my, weet nou 5 ure, dan ten minste 5 ure gebid, ek bedoel, jy het hard gewerk vir hierdie ding. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan nie hard werk vir hom nie, want dit is absoluut genade wat uit God se hand uitkom. En daar is niks wat ek en jy kan doen om ons gebede beantwoord te kry nie. Ons kan nie beantwoording verdien nie. Julle verstaan dit, né? Jy kan dit nie verdien nie. Daar's op 'n stadium, ek sien dit nou al 'n bietjie minder, binne in die konteks van die kerk, is hierdie gedagte, ons in Engels noem hulle name it, claim it en frame it, né? Weet? Dis wat hulle sê. Name it en claim it, en dan sit jy dit in 'n rampie, en kyk, die Here het nou geantwoord. Dis min of meer die gedagtes rondom dit. En daar bestaan nie so iets nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy kan in geloof na God toe gaan, en geloof is een van die goed wat ons nodig het vir beantwoorde gebed, maar hy gaan jou nog steeds antwoord soos hy wil, wanneer hy wil. Of hy hoef jou ook nie eens te antwoord nie. Dis hoe dit werk, dis wie God is, hy is soewerein. En dis absolute genade wat maak dat ek en jy beantwoord word. So ek kan sekere dinge doen, en ek kan sekere dinge vermy, wat my kwalifiseer vir gebedbeantwoording. Okay? Julle verstaan dit. Onthou julle toe ons gepraat het oor die plek van guns. As ek die sambreel oopmaak, hier is ek kan kies of ek onder die sambreel gaan staan en of ek in die reën gaan staan en nat word. Ek kan onder die sambreel gaan staan en ek het vir julle sal onthou, ek het die dag vir julle gevra, kan die Here dit onder die sambreel laat reën? Ja, hy kan dit laat reën. So jy kan onder die sambreel staan en nog steeds op nat raak ook.
Maar ons verstaan iets van daar's 'n plek waar ek kan lewe wat my kwalifiseer, maar daar's definitief 'n plek waar ek myself kan diskwalifiseer vir beantwoorde gebed. En ons sal nou bietjie in detail meer kyk daarna, spesifiek. Gebedsverhoring gaan oor 'n lewenswandel. Weet julle wat, hoeveel keer het ons al op 'n plek gekom waar ek nou vir die Here sê, ek was hierdie week 'n goeie ouetjie gewees. Ek het my deel gedoen hierdie week. Ek het sekere goed in plek gesit. So nou u behoort my nou te antwoord. Ek wil hierdie week was ek soet gewees. Dis soos die kinders, maar ek het hierdie week skottelgoed gewas. En ek het pa se kar gewas. En ek het in die tuin gewerk. Ek verdien daarom nou my sakgeldjie, né? Eintlik sê ons gewoonlik dan ek verdien 'n bietjie ekstra. Jy sien, gebedsbeantwoording het nie te doen met ek leef vir 'n week goed nie. Dit het te doen met 'n lewenswandel. Hoeveel keer het ons al op 'n plek gekom en ek luister baie keer as mense praat en is so maklik om op daai plekkie te kom en vir die Here te sê, Here, as u my gebed beantwoord, as u hierdie ding vir my doen, dan sal ek dit doen. Julle weet, dis manipulasie, né? Jy kan God nie manipuleer nie. Inteendeel, dis eintlik 'n tragiese ding wat met jou gaan gebeur wanneer jy probeer om dit te doen. Ek kan nie vir die Here sê, as u my antwoord, gaan ek sekere goeders doen nie. Gebedsbeantwoording lê binne in 'n lewenswandel. En dis belangrik om te verstaan. En my lewenswandel bring my op die plek waar ek verhoor kan word. Ek kan ook op 'n plek leef waar ek nie verhoor kan word nie. Jy sien, ons moet een ding oor God verstaan, en God is soewerein, God is liefde, God is al hierdie goeders, maar God is ook geregtigheid. En geregtigheid sê, as God 'n reël maak, dan bly daai reël in stand, ook vir homself. Ook vir homself. So as ek en jy moet op daai plekkie kom waar ek verstaan, Here, ek kan leef op 'n plek van u antwoord my en ek kan geantwoord word want ek leef nou op hierdie plek. Ek kan nie vir God sê hy moet my antwoord as ek daar leef nie. Maar ek kan myself diskwalifiseer. Want God is getrou aan sy woord. En as God sê dit is die reël, en ons sal 'n bietjie kyk net na die punte. As hy sê, dis die reël, dan gaan hy daarby bly, want dis wie hy is. Hy is geregtigheid. En dan laastens, God kan jou en my antwoord. En ek sê gewoonlik maar met hierdie, God antwoord ons altyd as ons bid. Hy sê of vir jou nee, of hy sê vir jou ja, of hy sê vir jou wag. Dis nie nou die tyd om te antwoord nie. So soms wanneer ek en jy bid, dan sê hy vir ons nee. Dis klaar, ek los dit. Kan julle onthou, Paulus skryf oor die doring in sy vlees, en hy sê ek het God by herhaalde male gevra om hierdie doring uit my vlees te haal, en die Here het vir my gesê, stop dit. Ek gaan nie die doring wegvat, my genade is vir jou genoeg. Jy moet met hierdie ding leef, wat ook al dit was. So soms sê God vir jou en my nee, en in sy soewereiniteit weet hy hoekom hy dit doen. Soms sê God vir ons ja, en ons is dankbaar vir die ja, en die meeste van ons wil graag die ja's hoor, ons wil nie die nee's hoor nie, maar ons wil ook nie die ander enetjie hoor nie, die wag enetjie. Jy sien, dis waar die geduld en die ongeduld nou sy werk doen. Dis die feit dat hy vir ons sê, ek en jy moet wag. En dis die ongemaklike deel. En ons hou nie altyd baie daarvan nie. So as jy jou lewe verander wil hê, as jy jou omstandighede verander wil hê, as jy op 'n plek wil kom waar jy sê, Here, ek vertrou U om in te gryp in my lewe en in my omstandighede, moet jy bid. Jy kan nie sonder gebed net verwag dat God vir jou sal gee nie. Kan God vir ons enigiets gee sonder dat ons eers daarvoor vra? Natuurlik, so ons besef dit. Dis wie God is, hy is soewerein. Maar die woord leer vir ons, julle het nie, omdat julle nie bid nie.
Julle het nie omdat julle nie bid nie. So met ander woorde, as ek wil hê, dan moet ek bid. Hy sê klop en vir jou sal oopgemaak word. Vra en ek sal vir jou gee. Soek en jy sal vind. Daar is 'n aksie wat van jou kant af moet kom om hierdie ding aan die gang te sit. So ek en jy moet bid. So om te bid en antwoorde te kry, is daar 'n paar goedjies wat ons moet doen. In die heel eerste plek, jou motiewe moet reg wees. Jou motiewe moet uitgesorteer wees oor hoekom vra jy hierdie spesifieke ding? Hoekom bid jy hierdie spesifieke gebed? Hoekom vra jy vir die Here? Nou ek en jy, ons motiewe. Nou, ons kan self ons eie motiewe hier binne in ons hart inkleer dat dit mooi lyk. Al is die motiewe nie reg nie. Ons het die vermoë om dit te doen. Maar weet julle wat? God verstaan altyd my diepste wese. So maak nie saak wat ek doen of hoe ek dit doen nie. Hy weet wat, hoe sê spreekwoord, wat sit agter die kap van die byl. Nou, hy weet presies hoekom ek vra. Wat is die deel van my hart en wat sê dit vir hom? In James 4 verse 3, dis Jakobus in die Afrikaans. James 4 verse 3 says, you ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Jou motiewe vir vra is verkeerd. So wanneer ek en jy na Vader toe gaan en met hom praat, dan kan ek met 'n oop hart gaan, sorteer jou motiewe uit. En as jou motiewe net gaan oor myself en die lekkerte vir myself, soos hy sê, to spend it on your passion, your passions. Nou as dit alles wat ek wil doen, en dit gaan net oor my en my begeerte en my selfsugtigheid, en dis hoekom ek wil hê jy moet die ding antwoord, Here, dan moet jy verstaan, jy kry nie, you do not receive because you ask wrongly. Dis God se woord. Hy sê dit vir ons baie, baie duidelik. In die Afrikaans sê hy, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. En maak nie saak hoe ek my welliste inkleer nie, en toemaak nie. God weet. Want hy verstaan jou beter as wat jy jouself verstaan. So ek kan op 'n plek leef met hierdie goedes in my hart, en dis die verkeerde motiewe waarmee ek bid, en ek kan vra, jy kan 1000 maal vra, jy kan vir 6 ure, jy kan vir 24 uur, jy kan vir 3 jaar bly vra vir dieselfde ding. As jou motiewe verkeerd is, gaan dit nie geantwoord word nie. Julle verstaan dit? Want dis vir die woord van die Here van ons baie, baie duidelik sê. Jou verhoudinge moet reg wees. As jy wil hê, gebede moet geantwoord word. En waar begin dit? Dit begin by jou medemens. Jou verhouding met jou medemens moet uitgesorteer wees, anders gaan jy nie gebedsbeantwoording kry nie. Matteus 11:25 is 'n bekende gedeelte in die Bybel. Hy sê maar wanneer jy staan en bid. Okay, so jy is besig om te bid, jy staan en bid. Vergeef as jy iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Die gedeelte oor vergifnis is baie duidelik, maar hy sê hier, jy staan en jy's besig om met God te praat. En as daar verhoudinge in jou lewe is wat nie reg is nie, sort dit uit. Wil jy God met jou antwoord? Sort jou verhoudinge uit. As jy iets teen iemand het, vergewe, spreek vry, kom los, kry daai verhouding uitgesorteer met jou medemens, met wie ook al dit is, dan sal jy op die plek leef waar jou gebed beantwoord kan word. Manne, jy moet seker maak dat jou verhouding met jou huis en jou vrou in orde is. Hier is nou een van die versies wat jy wil hom so half skiep, as jy die Bybel lees. Maar dit is 'n baie belangrike enetjie. So kom ons lees dit. 1 Peter 3 verse 7 says, likewise, husbands,
Live with your wives in an understanding way. Wie van julle verstaan julle vrouens? Daar's een hand. Daar's nog 'n hand. Ek wil gou vir jou net ietsie wys. Ons spot mos nou, dis mos nou maar ons spot baie keer man, jy kan nie 'n vrou verstaan nie. Jy weet jy kry mos hierdie grappietjies. Jy weet net so jy het so 'n groot boek nodig en dan weet jy nog steeds nie wat aangaan nie. Wat sê die Bybel vir jou en my? Manne, you must live with your wives in an understanding way. Daai woordjie understanding het die betekenis deur tyd en deur tyd te spandeer met 'n persoon, leer jy die persoon ken en verstaan jy die persoon. So dit is moontlik vir ons om ons vrouens te verstaan. Anders as dit onmoontlik was, sou die woord van die Here nie vir jou 'n opdrag gegee het, leef op daai manier nie. So, live with your wives in an understanding way. Nou, hierdie is baie belangrik. Showing honor to the woman as the weaker vessel. Nou, baie van die vrouens raak sommer nou onmiddellik hierso, so swakker geslag. Ek lees net die Bybel, moenie my gooi met 'n klip hoor. Ek lees nou net hierso. Hy sê to honor the woman as a weaker vessel, since they are heirs with you of your grace, of the grace of life. Kyk nou hier. So that your prayers may not be hindered. So boetie, as jy nou nie lekker met jou vrou saamleef nie, dan word jou gebede nie verhoor nie. Dis simpel. Dis eenvoudig. En die reël is daar en dit geld, so jy kan maak net wat jy wil, jy kan nie by dit verbykom nie. Maar nou gaan hy verder, nou daar, in vers 8 het hulle woordjie gebruik, finally, uiteindelik my broeders, die woord kan ook iets beteken, daai spesifieke woord, nie finally nie, maar because of this, omdat, as gevolg van die volgende, daai is reg, dis hoe jy moet leef, maar kom ek sê gou vir jou, hoe dit prakties lyk. So, hoe lyk prakties verstaan jou vrou? Of leef in 'n goeie verhouding met jou vrou? He's going on, he says, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, tender heart, and a humble mind. Do not repay evil for evil, or reviling for reviling. But in the contrary, bless, for to do this you were called, that you may obtain a blessing. So seën, sodat jy 'n seën mag kry. For whoever desires to love and love life and see good days, let him keep his tongue. Okay, dit beteken jy moet so iets doen. Hou 'n bietjie jou tong vas en probeer vir jou vrou sê, stop it. Jy kan net nie. Jy moet hom beheer hê. So hou vas jou tong. So keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. So, how do we live in understanding? Ons doen al hierdie goetertjies. So wanneer manne, wanneer ons gebede beantwoord wil hê, dan moet ons seker maak dat hierdie goeters, alles wat nou so in die oranje is, dat hierdie goeters in ons lewens teenwoordig is. Want dis hoe jy leef. Dis hoe jy veronderstel is om te leef met jou vrou. Want anders sal jou gebede nie beantwoord word nie. So baie mense wat in swak verhoudinge met mekaar leef, man en vrou swak verhoudinge, bid en vra die Here kort om in te gryp en die Here sê net, sorry, ek kan nie, die woord bly staan, my woord is vas, ek kan nie dit verander nie, dis hoe dit staan, want hy is geregtigheid. So wil jy jou gebede beantwoord hê, sort jou verhouding uit met jou vrou, sort jou verhouding uit met God.
In Johannes 3 vers 21 sê hy, geliefdes, as ons harte ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. As ons harte ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid teenoor God. As ek op 'n plek leef, met sonde in my lewe, en goed wat nie daar hoort nie, as ek weet, tussen my en hom, is daar iets wat keer, sonde, ongeregtigheid, wat ook al jy dit wil noem, as my verhouding met God nie uitgesorteer is nie, hy sê, as ons harte ons nie veroordeel nie, nou wat beteken dit? Heilige Gees sê onmiddellik vir jou, jy leef nie op die plek waar jy veronderstel is om te leef nie. Jy sit nou vanoggend en jy luister na my, maar jy weet, as jy op die plek is waar jy moet wees. Jy weet, as jy God dien, soos jy God moet dien. Maar jy weet ook, as jy dit nie doen nie, want Heilige Gees is getrou, en hy praat met jou, en hy spreek hier in jou hart in, en hy sê vir jou, hierdie ding is nie reg nie, jou verhouding met Vader, met Jesus, met Heilige Gees is nie reg nie, jy moet verander, jy moet jou sonde bely, kry jou lewe uitgesorteer. Hy sê, want jy moet dan het ons vrymoedigheid teenoor God, sonde maak ons onvrymoedig om na hom toe te gaan. Hy sê, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom. Wanneer ons verhouding met hom uitgesort is. So as ek nie in 'n regte verhouding met God leef nie, as ek sonde in my lewe het en ongeregtigheid in my lewe het en ek deel nie daarmee nie en ek werk nie daaraan nie, dan kan ek bid, maar my gebede gaan nie beantwoord word nie. Want ek lewe nie op die plek van beantwoorde gebed nie. So hy sê, ons ontvang ons, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. Nou gaan ek weer terug na die begin toe, net nou, en dan ek het vir julle gesê, jy kan nie God se jy kan nie beantwoording van gebed verdien nie. Maar jy kan op die plek leef, waar jy dit kan kry. Maar jy kan ook op 'n plek leef, waar jy nie jou gebede beantwoord kan kry nie. So jy moet 'n keuse maak, waar gaan jy leef? En op watter plek gaan jy leef? Die volgende punt, jy moet alle trots uit jou hart uit weer, alle trots uit jou hart uit en uit jou lewe uit. You must remove all pride from your heart. He says in Luke 18, verse 9 and verse 14, he also told his parable to some who trusted in themselves that they were righteous and treated others with contempt. I tell you, the man went down to his house justified rather than the other. For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted. Watter verhaaltjie is dit hierdie? Van wie praat hy hier? Die man wat in die tempel staan, en hy slaan op sy bors, en hy sê, vergewe my asseblief, Here, ek is 'n sondaar. En aan die ander kant staan 'n man, vol trots, en sê, Here, ek is dan nou nie soos hierdie ou nie. Ek is dan nou uitgesorteer, en my lewe is goed in orde. Weet, jy het mos 'n stem wat daarbey gaan mos nou. Here, ek is uitgesorteer. Ek het dit als bymekaar. U gaan vir my voorsien. En hier staan 'n ander ou en hy slaan net op sy bors. Hy sê net, Here, u moet vir my kom help asseblief. Vergewe my net. Ek is 'n arme sondaar. Ek is nie eens waardig om voor u te kom staan nie. En Jesus sê, watter een van hierdie twee gebede word geantwoord? Deel met die trots in jou hart. Jy kan nie met trots voor God gaan staan. Gaan lees deur die Bybel oor trots. Hy sê, ek weerstaan die hoogmoediges. So die oomblik wanneer jy na God toe gaan met jou hoogmoed in jou hart, dan sê hy sommer klaar vir jou, wow, stop, ek gaan jou weerstaan. Ek kan nie jou gebede beantwoord nie. Want jy kom na my toe met hierdie stuk trots in jou hart. Jy het gearriveer of jy dink meer van jouself as wat jy veronderstel is om te dink. En jy moet in geloof na God toe gaan. Ons ken hierdie versie, sonder geloof in Hebreërs 11 vers 6, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek moet na die Here toe gaan met geloof. Nou, weet julle wat, dit is seker bietjie
moeiliker ding, veral wanneer ek in moeilike omstandighede is. En ek vra, Here, kom help my, kom haal my uit my omstandighede. Ek self kan nie sien hoe die uitkoms gaan wees nie. Ek self kan nie hier uitkom nie, want anders sou ek nie gevra het nie. As jy self die probleem kan uitsorteer, dan is dit so eenvoudig. Jy hoef dan nie te vra nie, maar jy kan dit self hanteer. Maar ons kom in situasies waar die lewe met jou gebeur en jy weet nie vorentoe, agter, links, regs. Jy kan nie eens boontoe gaan nie. En onder is die grond. So jy kan nêrens heen gaan nie. Ons het God nodig. En ek moet geloof in my hart hê dat God kan en gaan en wil ingryp in my situasie en in my omstandighede. En daardie geloof sit my op 'n plek waar my gebed beantwoord kan word. Gelukkig. Wanneer ek en jy in moeilike situasies is, en ons weet nie hoe die uitkoms lyk nie, kan ons vir Vader vra, kan ons vir Jesus vra, en vir Heilige Gees vra, kom help my met my geloof asseblief. Ek kan. Wanneer jy down and out is, wanneer jy daaronder in die gat sit, is dit baie keer baie moeilik om te glo. Daar's 'n man in die Bybel wat vir God gevra het, vir Jesus gevra het. Markus 9 vers 24, Mark 9 for 24 and 29 says, immediately the father of the child cried out and said, I believe, help my unbelief. And he said to him, that this kind cannot be driven out by anything but prayer. Hier's 'n man wat sy kind deur demoniese magte in besit is en wat swaar kry en krisis het. En hy kom staan voor God en hy sê, Here, ek glo U kan my kind genees. Ek glo U kan 'n wonderwerk doen. Maar Here, die omstandighede is van so aard dat ek sukkel om te glo. So ek glo en ek glo ook nie. Nou hoe werk dit? Kom ek vra vir jou, kan God alles doen? Ja. Maar glo jy dat hy dit gaan doen? Jy sien, soms glo ons God kan alles doen. Ons glo ook soms dat God wil dit doen. Maar ons sukkel met om te glo God gaan dit doen. En dis waar hierdie man uitroep na Jesus. Hy het reeds met Jesus kom praat oor die situasie. Hoekom? Want ek glo, U kan alles doen. Ek glo U kan my kind gesond maak. En Jesus sê vir hom, glo jy? Hy sê, yes, I believe. Ek glo, Here. Ek glo. Maar daar's 'n stukkie van my wat nog nie glo nie. Daar's ietsiekie wat ek nie glo nie. En ek kan nou na Vader toe gaan en vir hom sê, en vir Jesus sê, kom help my met my ongeloof asseblief. Help my dat ek so sal glo, dat ek op die plek van beantwoorde gebed lewe. Dat ek dit kan sien en ervaar. So ons kan vra vir hulp met ons ongeloof. Wanneer dit goed vir ons lyk asof dit nie gaan gebeur nie. Jy moet ontslaa raak van sonde in jou lewe. En ons het net ook daarna verwys. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar, so hy sê, God kan sy hand uitsteek en alles verander in jou lewe. God hoor jou gebede, maar, hy sê, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So ek en jy kan bid, en God kan my nie hoor nie. En wanneer kan hy my nie hoor nie? Wanneer ek met ongeregtigheid in my hart rondloop, en sonde in my hart rondloop. Nou, jy's 'n kind van God, en ons weet wat die woord van die Here vir ons sê, niemand is sonder sonde nie. Wat doen ek en jy gewoonlik, wanneer ons sonde doen? Wat is ek wil amper sê die routine? Ek draai onmiddellik na Vader toe, en ek vra vir hom, vergewe my asseblief.
ek het nou gesondig, maak nie saak wat dit is nie. Ek vra onmiddellik vergifnis, wat kry ek onmiddellik? Vergifnis, dis vryspraak, onmiddellik, dis joune. Maar soms, is daar goed wat in ons lewens is, wat ons nie meer wil deel nie, want dis lekker. Want ons glo die leuen van die vyand wat sê, hierdie dingetjie is vir jou voordelig. Hierdie is 'n lekker dingetjie, en jy het hierdie dingetjie nodig. Hoe ook al en wat ook al dit is. En nou deel ek nie daarmee nie, en ek kom nie na God toe, en ek weet, Heilige Gees praat met my, en sê vir my, luister, hierdie ding is verkeerd in jou lewe, deel daarmee, raak ontslae daarvan. En ek luister, en ek hoor die stem van Heilige Gees, maar ek kies om dit te ignoreer. So ek sit met opsetlike sonde in my lewe. Terwyl ek weet ek moet daarmee breek, hou ek aan daarmee. Vir watter rede ook al ek het, hou ek aan daarmee. En ek neem net nie die tree om te sê, Here, vergewe my, maar nie net vergewe my nie, Here, ek wil nie aanhou hiermee nie, ek wil ophou hiermee. So ek breek nie weg nie, ek draai nie daai 180 grade weg van die wêreld en hoe die wêreld lyk en wat die wêreld leef na God toe nie. Ek wil nog so, ek wil al twee kante hê. Here, ek soek die ewige lewe, maar ek gee die ou sonnetjie so lekker. En ek hou vas aan hom, en ek klou aan hom. En omdat ek dit doen, sê die woord van Here, daar's 'n skeidsmuur, wat jou sonde rig 'n skeidsmuur tussen my en jou op. En dit veroorsaak dat ek jou nie hoor nie. So deel met jou sonde. Deel met die ding in jou lewe, wat die Heilige Gees al lankal met jou besig is, om met jou te praat, en vir jou sê, raak ontslae hiervan, stop het om dit te doen. Of een of ander ding, sê hy vir jou, doen dit, en jy doen dit net nie. So hou op, as jy jou gebede beantwoord wil hê, kom op daai plek waar jy leef, en vir God vra, vergewe my. As jy jou gebede beantwoord wil hê, baie duidelik, die woord van die Here sê, jy moet nie jou hart afsluit vir die arme nie. Ons hou nie baie van hierdie vers in die Proverbs 21 verse 13 says, whoever closes his ear to the cry of the poor will himself call out and not be answered. So as ek in my hart my rug keer op die arme en ek luister nie na sy stem wat roep nie. Kyk, ek praat nou nie van mense wat kanse vat nie, né? Daar is mense wat kanse vat. Ons weet daar's mense wat gebruikers is. En hulle gebruik jou totdat jy sê nee en dan spoeg hulle jou uit. Soos 'n ou lemoen wat uitgesuig is. Daar is sulke mense, maar ek praat nie van die werklike arm mens wat 'n behoefte het. Die woord van die Here sê, duidelik sê Spreuke vir ons, as jy jou ore toedruk vir hulle, en jy luister na hulle nie, sal niemand luister wanneer jy roep nie. So as jy jou gebede wil beantwoord hê, moenie jou rug draai op die arme nie. En dan leef jy op die plek van beantwoorde gebed. Jy moet Godvreesend leef en jy moet sy wil doen. Dis so eenvoudig soos dit. Johannes 9 vers 31, ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Is dit eenvoudig? Daai vers is so eenvoudig as wat jy en ek hom kan kry in ons lewens. So as ek in sonde leef, weer soos die vorige punt, in sonde leef, moet ek nie verwag dat God my gebede sal antwoord nie. Jy moet uit jou hart uit, gefokus, en met erns tot God bid. 5 sent gebede, 5 sent gebede, gee vir jou 5 sent antwoorde. Jy moet regtig jou hart voor God oopmaak, as jy ernstig is oor 'n ding. Sommige kere, wanneer situasies en omstandighede in ons lewens op 'n manier werk, wat die lewe vir jou bietjie de mekaar maak, partykeer sommer baie de mekaar maak,
het jy nodig om vir God te wys, Here, ek is ernstig oor die saak. Ek kan onthou, in 'n geval, julle paar jaar gelede, was daar 'n situasie, en ek het baie met die Here gebroeg oor hierdie ding. Ek het baie gepraat met hom, sommer maar oralste gepraat met hom, gebid, maar die situasie het net nie verander nie, dit het net die hele tyd dieselfde gebly. En ek het op 'n stadium toe besluit, Here, hier moet nou iets gebeur, want in my opinie, hoe ek sien, hoe ek dink, hierdie gaan 'n tragedie verander. En ek het nou 'n antwoord nodig. En ek kan onthou nog in Oudtshoorn in die gemeente, het ek na die kerk toe gegaan, en ek het die deure toegesluit agter my in die kerk. En ek weet, ek het daai dag, het ek voor God gaan lê. Ek het my in geheel en al voor hom verootmoedig. En ek het geroep na God. Nie saggies nie. Ek dink die bure het gedink iets is besig om te gebeur daar binne in die kerk. Maar ek het hardop voor God gepraat en met hom gepraat. En ek het gelê voor sy aangesig en ek het my hart geskeer voor hom. En ek het met erns oor hierdie saak gebid. Regtig, ek het my daar's 'n woordjie in die Bybel wat Paulus ook skryf oor een van die gemeentes. Hy sê, ek is in barensnood oor julle. Ek is in barensnood oor julle. Julle vrouens sal verstaan wat nou al kinders gehad het. Hoe dit voel by geboorte. En wat die effek daarvan is. Ek praat nou van normale geboorte. En dis wat Paulus probeer sê, hierdie barensnood is, dis soos, die Here sê, hoe sal ek laat die tyd van geboorte aanbreek en dit nie laat plaasvind nie? So, hoe sal ek, dis amper soos om kontraksies te hê, en die babatjie moet kom, dis nou tyd, die babatjie moet nou kom. Hier is nie uitstel nie. Dis daai weg, daai barenswee, dis 'n gebed wat jy bid en jy weet net, Here, iets moet hier uitkom, iets moet van hierdie kom. En daar's 'n tyd en 'n plek in elke man en vrou se lewe, binne in sekere omstandighede, waar ek en jy dit moet beleef en ervaar. En ek het dit beleef en ervaar, en ek het voor God gelê, en ek het geroep, nie saggies nie, ek het hardop geroep na God. En my hart geskeer voor die Here, die volgende dag, toe antwoord hy. Nou wil ek weer 'n keer vir jou sê, hy het my geantwoord omdat hy 'n genadige God is. Nie omdat ek so gebid het nie. Maar omdat ek so gebid het, het ek myself op die plek gesit. Dis soos die prentjie van Jakob. Wat is dit, daar by die rivier met God gestoei het. En hom vasgegryp het en gesê het, ek laat u nie gaan voordat u my seën, Here. En soms moet ons op daai plek kom, waar ek en jy God so vasgryp, dat ek vir hom sê, Here, as u my nie antwoord nie, kan ek nie los nie. Want hierdie is nou daai plek, en soms is dit Heilige Gees, wat jou ook dring, om op daai plek te kom. Waar jy werklik waar in diepte met jou hele wese, God vasgryp. En daar is 'n tyd en 'n plek vir 'n mens om dit te doen. Sekere omstandighede vereis dat ek en jy op daai plek sal kom, waar ons God so soek. In James 5:16 he says, the prayer of a righteous person has great power as it is working. Hy het groot krag, die gebed van die regverdige het groot krag. As 'n kind van God
die gebed van die regverdige. Wat beteken geregverdig wees? Dit beteken ek is vergewe, ek is vrygespreek, ek is skoon, ek is rein voor God. Ek het met my sondes gedeel, ek het vergifnis gevra en dit gekry. En ek staan voor hom as sy kind, 'n wedergebore, vrygespreekte, geheiligde kind deur die bloed van die lam, nie deur my krag nie, nie deur my vermoëns nie, maar alleenlik deur die genade wat God gee. So wanneer ek op daai plek kom en ek God so vasgryp in my lewe, dan antwoord hy my. Dan antwoord my. Op 'n ander plek sê hy die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Daar is 'n tyd, broers, wanneer ek en jy vurig moet bid. En julle verstaan die woordjie vurig. Dat beteken nie in jou hart is iets wat so brand dat jy nie anders te kan as om te bid en God vas te gryp nie. En ek en jy, soms by daai plekkie moet ons kom, dat ons vurig voor God sal kom intree en hom vasgryp. So ek en jy moet lewe op 'n plek van beantwoorde gebed. Ek het nou 'n klomp goed genoem en ek kan seker nog 'n klomp goed uit die Bybel uitkry om te sê wat ons en hoe ons moet lewe. Maar broer en suster, gebed is 'n integrale deel van jou en my as kind van God wees. En ek wil hê jy moet ietsie mooi verstaan, gebed is vir my, nie vir God nie. Ek bid tot hom, maar die gebed is vir my. God weet lankal wat ek nodig het. God weet alles van my, nog voordat ek gebore is. Sê hy is alles neergeskryf in 'n boek. Hy weet al klaar alles van my. So daai gebed het meer te doen met my as met God. Hy sê nog voor iets op my lippe is, neem my kennis daarvan. En antwoord hy alreeds. So ek en jy moet bid, want die woord van die Here sê vir ons bid. Klop, soek, hy moet vir ons, hy sê dis duidelik, doen dit. Draai weg van alles om jou en sit jou fokus op God. En gryp hom vas op so 'n manier dat jy sal sê, Here, ek gaan U nie los nie. Ek kan nie los nie. Ek het antwoorde nodig, ek het hulp nodig, ek het ingrype nodig. En dan stop ek daarby en sê weer 'n keer vir jou, God kan vir jou sê ja, hy kan vir jou sê nee, en soms sê hy vir jou wag, en al skeer jou hart en jou omstandighede is chaos, en dan sê hy vir jou sê wag, vertrou hom, want hy weet wie hy is en wat hy is, en hy weet wat vir jou voorlê en hoe die lewe lyk. En soms kry jy antwoorde wat jy nie wil hê nie. Ek het dit dalk al genoem een of ander tyd. Ek staan by 'n dam, langs 'n dam, ek dink die Allemanskraaldam, of wat ook al die ding se naam is, die dam se naam is. Ek staan daar en ek het hier is 'n ding hier in my gees wat my regtig te mekaar maak. Met een van my kinders. En ek stoei met God en ek stoei met die Here. En ek kan onthou, ek het op en af gestap, daar so 'n paar rondaweltjies wat so op die rand van die dam gebou is. En ek het so op en af gestap so langs hierdie gedeelte en ek praat met die Here. Ek bid in my en ek bid vir my kind. Ek bid vir my kind in daai tyd en ek gryp hom aan. En ek bid vir my kind en ek bid. En die Here sê vir haar, gee haar vir my. En ek sê, Here, maar ek het al gegee vir u. Hy sê, nee, dit klink nie so nie. Dit klink nie so nie. Gee haar vir my. En die oomblik toe ek op daai plek kom waar ek besef, Here, dis reg, ek weet, ek het my kinders vir u gegee, al lank al, nog by geboorte, voor geboorte al, is hulle u sinne. Maar u ken 'n pa se hart, Here. Want u is ook 'n vader, u weet hoe dit voel. U ken my hart. En Here sê vir my, is okay, ek ken jou hart, maar ek gaan jou nie antwoord, dit wat jy nou vir my vra nie, ek wil hê jy moet haar vir my gee. Want ek stap op pad met haar, en ek weet wat sy nodig het, en jy nie. En as ek jou gebed beantwoord, dit wat jy nou daar bid, sê dit beantwoord, dan beteken dit,
daar's sekere goed wat sy nie gaan leer in haar lewe nie. Daar's sekere goed in 'n karakterontwikkeling wat nie gaan plaasvind in haar lewe nie. En eendag sal sy die prys betaal daarvoor. Ek weet wat ek doen, gee haar vir my. En dit kos my daar al die planne wat ek gemaak het om hierdie ding uitgesorteer te kry, om dit net daar te stop en te skrap en te sê, Here, okay, ek gee af vir u, hiersos, in die hande. Ons kry nie altyd die antwoord wat ons van hou nie, maar ons kry altyd die perfekte antwoord. En as ek bly glo dat God is wie hy is en sê wie hy is, dan sal ek nie twyfel in sy antwoorde nie. Al is dit nee, of al is dit wag, dat ek dan nou my ongeduld sal tem in my eie hart, en voor God sal staan en sê, Here, u sê vir my wag, ek wag. Miskien sit jy nou vanoggend en jy luister nou na hierdie boodskap, of daar, wanneer ons die boodskap uitsaai, en jy stoei met 'n gebed wat nog nie geantwoord is nie. Of jy stoei dalk met 'n gebed wat geantwoord is en jy hou nie van die antwoord nie. Ek en jy kan met Vader praat. Broer en suster, daar's niks in jou hart aan die gang wat hy nie weet nie. Daar's geen motief wat ek kan wegsteek vir hom nie. Daar's nie 'n gedagte wat ek in my kop kan hê. En dink, Here, ek gaan nie hierdie ding hardop sê nie, want dan weet hy nie. Hy weet. Hy ken my, hy ken jou, hy ken ons diepste wese as mens. Maar wanneer jy na God toe gaan, wees jy net jy, soos Jesus jou gemaak het. Moenie iets anders of iemand anders probeer wees nie. So wanneer jy voor hom gaan en jy skeer jou hart, wees jy net jy. Gryp hom vas. Hy gaan vir jou deurkom. Dis wie hy is. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, ek dank U vir U, U magnifieke liefde, Here. Dankie vir U onbeskryflike genade. 'n Genade wat gebroke mense se gebede verhoor. 'n Genade wat diep in 'n hart inkyk. En presies weet hoekom ek vra. 'n Genade wat my antwoord, Here, somtyds alles het gebroke vra. U bly maar net 'n wonderlike God en 'n wonderlike Here. Terwyl jy jou oë gesluit hou, ek wil graag saam met jou gebed bid. Miskien is daar iets waarvoor jy al lank al bid. Of iemand vir wie jy al lank al bid. Vir 'n situasie waaroor jy bid. En jy stoei bietjie want die antwoord kom nie deur nie. Ek wil vandag vir Vader vra om jou te antwoord. En ek wil vir hom vra om jou te help om sy antwoord te aanvaar. En as hy vir jou sê, wag 'n bietjie, dat jy dit sal aanvaar, as hy sê nee, dat jy dit sal aanvaar. Maar dat ons ook vanoggend vir God sal vra, om in sy genade, ons oproep en ons roep na hom toe, te aanvaar. En vir ons te sê ja. Ek wil graag saam met jou bid. En as jy so gebed het wat jy voor die Here bid, staan gou net op jou voete en sê net, Here, ek kom na U toe en ek vertrou U om 'n magtige werk te doen vir my, Here. Ek het nodig dat U gaan ingryp. Ek het nodig dat U gaan help. Miskien moet jou motiewe uitgesorteer word, miskien is daar iets wat jy moet doen om op die plek van beantwoorde gebed te kom. Dat die Here jou help daarmee. Vader, U sien elke man en vrou wat voor U staan.
Ek is so dankbaar vanoggend vir U. Dat ons in geloof voor U kan kom staan en sê, Here, ek draai my hart na U toe. Ek draai my hele wese na U toe. En U hoor ons en U antwoord ons. U ken ons harte, Here. U ken ons hele menswees. U weet wat dit is wat in ons roer. Wat is die goed wat woelinge in ons hart aan die gang sit. So ons kom staan voor U, Vader. As U kinders. Dis mense wat hier staan, hulle voor U, almal van hulle, Here, U ken hulle by die naam, U ken hulle begeertes, U ken hulle harte, U weet wat aan die gang is, U ken hulle omstandighede. Here, miskien ouers wat roep vir kinders, kinders wat roep oor hulle ouers, mense wat net roep en sê, Vader, kom help vir my, ek het 'n antwoord nodig, Here. Ek het nodig dat U vir my gaan kom help. Hier staan hulle voor U en ek kom vra U, Vader, Onse Vader, verhoor asseblief ons gebede en antwoord, Here. In sommige se harte moet daar 'n berusting kom oor U antwoorde, oor wat U sê, Here. 'n Berusting dat ons God sal bly vertrou. En ons sit ons hoop in U, want ons weet wie U is. En ons kom staan by U, en ons erken wie U is, en ons sê, U is God, U is soewerein, die almagtige, die allerwyse, die God wat alles ken en alles weet. En U weet wat is die beste antwoord vir ons. So dankie dat ons kan bid, en dankie dat ons kan vra, en dankie dat U ons antwoord. En ons help, Here, om op daai plek te leef van beantwoorde gebed. Dat ons op daai plek kan leef, Here, waar ons deurbrake in ons lewens sal sien en ervaar. In Jesus se wonderlike naam bid ek dit, en ek gee aan U die eer. Amen. Ek voel ek moet dit net weer 'n keer sê. Dis nou van toepassing op iemand hier wat maar net moet hoor wat ek nou sê. Jy moet jouself in jou binnekamer gaan toemaak. En jy moet daai deur sluit en toemaak. En jy moet voor God gaan lê met jou gebed, met jou versoek. En jy moet 'n slag jou hart skeer voor God. Ek weet nie wie jy is nie, maar jy moet dit gaan doen.